Die hemel getuig van die mag van God. Die uitspansel maak die werk van sy hande, maak hy bekend. Die een dag gee die berig deur na die ander. Die een dag deel die kennis met die volgende mee. Heerlik hierdie uitspansel, sonder spraak en sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem. Tog gaan daar 'n boodskap uit oor die hele wêreld en dan taak bereik die uithoeke van die aarde. Vir die son is daar in die hemel 'n tent opgeslaan, 'n mooi woord, nee. As hy stralend begin om sy baan te volg, is dit soos 'n bruidegom wat uit sy slaapkamer kom soos die son opkom, nee. Aan die een kant van die hemel gaan hy op en aan die ander kant gaan hy onder. En niks ontkom sy gloed nie. Die woord van die Here is volmaak. Dit gee lewe. Die onderwys van die Here is betroubaar en gee wysheid aan die wat nog onervare is. Is dit nie kosbaar as daar so 'n lof gesing word vir die aangesig van God, dat aan alles is daar altyd 'n boodskap. Wanneer ons kinders van die Here is, dan stel die Here 'n behoefte in ons harte om rondom ons te kyk en te sê, Here, wat sê U vandag vir ons? Wat wil U vir ons kom leer? Here, kom onderrig ons het so nodig, en ek weet nie van julle nie, maar ek het so verlang na die Here in die week, dat hy vir ons moet kom besoek vandag. En ek is seker, u het ook vanmôre opgekom met 'n verwagting in julle hart om te hoor wat die Here vandag vir julle wil sê, en vir my ook maar hier op die kansel, en dat ons 'n spesiale ontmoeting met die Here in hierdie dag sal hê. Mag die Here baie besonder so met almal van ons ontmoet, en so wil ek dan vir julle almal baie welkom sê. Ek wil sommer die groepie daar van Jakobsbaai, so 'n nuwe groepie wat ek ontmoet het daar, hulle kom al so rukkie saam, hulle kom ook in 'n huiskerk by mekaar, is interessant. Partykeer is hulle so 30 as hulle so by mekaar kom, en hulle skakel sonde aan na ons aanlyn dienste, so baie welkom aan julle vandag. En ag, ek wil sommer net Ou Philip van Kronke ook sê, welkom hier man. Hey, as ek hom sien, dan klop my hart chocolates man. En Alex, my wêreld, ek het gedink toe ek hom nou sien, dag ek kan nou nie preek vanoggend hê, want daai man kyk 'n mens so uit. Maar Alex, baie welkom vanmôre by ons, en almal van julle wat jy, ag, ek het julle sommer lief, die boodskap gaan ons oor liefde. En as daar enige misverstand vanmôre is, en my gesig lyk maar partykeer soos bulldogs, en wil ek tog vanmôre vir julle sê, ek het julle verskriklik lief, al lyk dit nie so nie. Ek het julle lief, en ek het julle lief omdat die Here in my hart is. Hy is so goed vir my. Dankie Rudy vir jou raad ook rondom die woord vanoggend. En vir Wendy, julle kry 2 boodskappe vanoggend. Gewoonlik wanneer ek die boodskap uitgewerk het, klaar geskryf, en dan gee ek dit vir Wendy, en dan interpreteer sy dit. En sy sit dit om in prentjies, die aanbieding wat julle sien vanmôre. So julle kry 2 boodskappe. Die boodskap wat ek vir julle bring, en wat Wendy dan, so sy dit interpreteer het, sy dit verstaan het. En partykeer verstaan sy dit beter as ek het verstaan. So ek is dankbaar vir Wendy wat my ook daar help. Dankie my skat. En dan wil ek vanmôre ook 'n oomie hier by Rosehaven, wil ek baie dankie sê waar hierdie boodskap begin het. En ek sal net nou dit ook dan so met julle deel. Voordat ek die woord aan julle deel vanmôre, gaan dit vir my net oor een persoon. En dit is die Here Jesus Christus wat in die middel hang en wat vir ons kom leer het van liefde. Ek kan nie enigiets anders aan julle voorhou nie, en as daar enige misverstand vanmôre is, dat daar Chris Jennis is, of enige iemand op jou groet het hier by die kerk, of Tygerberg Gesinskerk, vir wat dit ook al mag werd wees, dan mis ons die doel. Ons is hier om die Here Jesus te verheerlik. Dis hy wat vir ons die voorreg gee om te verstaan. Dis hy wat ons geroep het ook vanmôre, en is hy wat aan ons harte werk. So mag sy naam verheerlik word wanneer ek die voorreg het om vanmôre met julle te kan praat oor liefde. Nou net so kort agtergrond voor ek die skrifgedeelte aan julle gaan voorhou, dan gaan jy verstaan waaroor dit gaan. Want ek wil graag hê ons moet vanmôre die gemeente in Korinthe wees. En ek gaan nou gou hierdie gemeente vir julle beskryf. So Paulus het in so 55 na Christus, het hy so vir 18 maande gaan spandeer in 'n plek met die naam van Korinthe. Nou as ons nou kyk hier, ek hoop julle gaan my kan sien hierso. Die uniekheid van hierdie gemeente Korinthe is dat hulle op 'n randjie gelê het van so 'n pad van 2 verskillende seegroepe wat bymekaar gekom het in Dolkos, is 'n pad wat hulle gebou het daar,
So 'n skip kan uiteindelik hier kom, sy goedere aflaai, dit deurdra aan die ander kant toe, dan kan dit verder gaan en dan kan hulle handel dryf so. En dit spaar baie tyd vir hom om die vasteland te beweeg. Dit is 'n baie lang tyd wat hulle sou spandeer. So hulle kry hierdie kort pad en vandag is daar 'n groot kanaal wat ook gebou is waar kleiner skepe kan deurbeweeg. Maar dit natuurlik beteken dat hierdie stad was 'n mengelmoes van massas mense wat daar deur beweeg het. Seevaders wat ingekom het, mense wat oor die land gekom het, kom besigheid doen daar. Dis so 'n kosmopolitaanse omgewing. En Paulus kies 'n glo strategies gelukkig die Here het ook so gehad om daar 'n gemeente te plaas. Want as daar mense deur die gemeente sou beweeg, dan kon hulle deur die hele wêreld kon hulle dit geneem het. So julle kan daar in Handelinge 18 en 19 gaan lees die geskiedenis wat Paulus beleef het met Korinte, waarin hy nogal baie moeilikheid gekry het. Hy gaan daar na die sinagoge toe om vir die Jode te vertel van Jesus en wat Jesus beteken en dat hy's werklik. Hulle word baie kwaad vir hom. Hulle aanvaar glad nie die evangelie nie. Sleep hom daar voor die hof. Want die Romeine en die Grieke het ons alles beheer en bestuur daar, vat hom na die hof toe. Hulle sê hulle wil niks met dit te doen hê, want dit is deel van hulle wetstelsel nie. Die Jode moet dit uitsorteer en hulle skop hom by die sinagoge uit. En die man met die naam van Titus sê, kom na my huis toe langs 'n vermoënde man. Gewoonlik was dit so gewees, huisgemeentes was 'n vermoënde man wat sy huis opgestel het en die mense daar kom kerk hou het, net langs die sinagoge en hy sê, kom hou die kerk hier by ons. En hy trek hulle by mekaar. Paulus het na 18 maande vertrek na Efese om verder te gaan met die evangelieverkondiging en hy plaas iemand met die naam van Apollos, baie begaafde spreker, kry hy om dan die gemeentetjie oor te neem. Maar nou hoor hy goed van die gemeente en hy sien hulle mis die punt heeltemal. Daar is 'n ondertrouery onder die families en mense sleep mekaar hof toe. Die manne kom daar van 'n sinagoge of van 'n tempel van Bacchus af waar hulle nou geleer het om te drink, want hulle het geglo jy moet jouself buite jouself drink daar by Bacchus. En jy sien daai fases waar jy nou al die brieke weg is, dan is jy nou eintlik waar jy moet wees. Het hulle ook daaraan met 'n klomp goddelose omgewings waarin hulle self bevind. Hulle bevind hulle daar en die manne kom by die nagmaal uit en die nagmaal word verkeerd hanteer. Ek kan maar dink hoe Gert wat tot bekering gekom het daar uit van Bacchus af kom hy nou vir die eerste keer kerk toe. Hy ken net van drank. Nou sien hy die nagmaal en hy sê maar dis my mense hierdie. En die nagmaal is nie mekaar en Paulus hoor 'n klomp van hierdie goed en hy sê ek moet vir hulle 'n brief skryf. Ek moet vir hulle skryf. Vertel terwyl ek nou weg is van hoe dat dit nou eintlik moet wees. So die konteks van hierdie hoofstuk 13 is 'n antwoord ook verder in die gawes wat dan plaasgevind het in die gemeente. Hoofstuk 12 gaan oor die gawes en daar's 'n spreek in tale en daar's profeseë en daar's genesings wat plaasvind, daar's prediking, daar's welsyn wat plaasvind, al die wyse waarop die Here werk met hierdie mense. En aan die ander kant hoofstuk 13, hoofstuk 14 gaan ook 'n verdere verklaring van die profeseë. En tussen hierdie spreek in tale en die gawes en die profeseë kom Paulus en hy plaas in die middel plaas hy dan hierdie baie unieke hoofstuk 13 wat by the way nie noodwendig gebruik kan word by huwelike nie, nê? Of wanneer jy trou is nou, mense hou daarvan om dit te gebruik, maar eintlik was hierdie gedeelte 'n antwoord gewees aan hulle rondom die vrae wat na hulle toe gekom het. En Korintiërs natuurlik is 'n gemeente waar daar die meeste probleme was. As gevolg natuurlik van daardie posisie waar hulle self bevind het en die mense waaruit die gemeente bestaan het van heidene, Jode en verskeie kulture en gewoontes en so. Die bedrywighede van die stad, baie handel, baie besig, geld. Hulle het sulke spog kompetisies gehad ook. Jy kon gegaan het en vir hulle vertel het hoe goed gaan dit met my en dan spog jy wat jy gekoop het. Ek het 'n Mercedes-Benz gekoop. Kyk hoe lyk ek. Jy weet of ek bly in hierdie huis, kyk hoe lyk ek. En dan natuurlik geweldige klasse gehad en jy moes spog met wat jy doen. En daarom hoor ons hoe die gemeente spog oor die gawes. Een kan spreek in tale, die een kan uitlê en daar's gou gespoggery hier in die gemeente, ook klink dit vir my. En dan natuurlik rondom die kerk self, as Paulus praat oor eenheid, is daar verdeeldheid in die gemeente. Daar's 'n gestryery. Daar's die wysbegeertes, die kennis, die slimmes en die ander wat nie so slim is en hulle begin twis met mekaar. En Paulus hoor ook daarvan hy skryf Korintiërs. Die bedrywighede natuurlik gegaan oor handel. Daar was baie geraas geweest. Was bekend geweest dat die amfitheaters was 'n plek waar daar geweldige geraas was. Hulle het mos hierdie ryfstories hier waar die matrieks mos nou klaar maak, gaan hulle hier na 'n plek toe dink ek, nê.
Nou daai rystories is soos 'n sonnaskool piknik. Ons het ons mense, jy weet, in die strate ry wat baie vrygewig ook is. Ek weet nie wat hulle al gekry het. Ons Suid-Afrikaners baie vrygewig. Hulle speel mos musiek in hulle karre, kan almal rondom hulle hoor hulle speel die musiek. Die doef 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 en die geraas. En hoe harder die geraas is, die doel was om hulle eintlik uit te kry en hulle in die vooraan te blaas. Hulle het sulke kruike gehad, spesiale kruike wat resonansie instrumente was wat hulle onder die stoele ingesit, maar nie stoele nie, was sulke banke. En dan soos die klankie voorgaan, gaan dit in die resonansie instrumente onder die sitplekke en alles vibreer en hoe harder dit te gaan, hoe beter is dit. Julle ken mos, wie van julle, ek was ook in 'n disco gewees in my jong dae. Daai discos, hulle kan aan ras nie. En dit was so om die Here te aanbid. En dan natuurlik die diagnostiese rituele waarvan ek julle vertel het van van Bacchus wat aanbid is rondom die drank waarmee saamgegaan het. Die Grieke was graande oor spraak en elokusie, die manier hoe jy praat, oraties, die mooi woorde wat jy sinne wat jy bymekaar kan maak. Hulle was in vervoering daaroor gewees, amper soos ons politici. Hulle praat maar so. Hulle wil praat dan vang hulle ek gaan nou praat so Steve Hofmeyer nie. Hy sê mos baie keer so klomp goed. Waar die mense opry en hulle opgewonde kry. Hulle was gaande daaroor en daarom het die tale en die profesie het hulle so indruk op hulle gemaak. Hulle is in vervoering oor hierdie goed. En dan kom Paulus en hy sê, daar moet orde wees. 1 Korintiërs 14:18 tot 19 lees ons so, hy sê, daar moet orde wees in die gemeente. En hy begin hulle bymekaar roep en hy skryf die brief en hy sê, kom in hierdie chaos, wil ek so 'n bietjie met julle gesels. Ek wil julle bymekaar trek en ek wil dan nou vir julle, dan skryf hy hierdie brief. En ons is vanmôre die gemeente Korinte. Kom ons stel onsself ons daar, die gemeente is so 100 mense gewees, ons is 'n bietjie meer, maar kom ons verbeel ons het ons verbeelding, nê. Ons sit in hierdie huis. Dis 'n bietjie die mekaar in die gemeente. Want in die familie het hulle hier saamgetrou, dit lyk nie reg hier nie. En daar's 'n klomp goed en Koos, en hulle vir julle vertel, hy ryk nie so lekker hier langs my nie, hy het nou moet ontslaa raak van sy goed. En hier spring 'n tannie op en sy wil profeteer. En gaan een en hy wil in 'n taal praat, dit's chaos. En ek voel ongemaklik. En Apollos staan op en hy lees hierdie gedeelte wat Paulus, hy sê, Paulus het vir ons 'n brief geskryf vanmôre. Want ek dink eintlik is ons in die land, in die plek, in die wêreld waar ons nou is, nie veel anders nie. Kyk maar net na die social media. Dit gaan maar rot. Hy skryf hier die volgende. Ek gaan dit so 'n bietjie onderbreek as ek dit so lees. Nou wys ek julle iets wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal en 'n galmende simbaal geword. Julle kan maar in tale praat as julle wil, maar as daar nie liefde is, nie respek is nie, dan is dit niks nie. Al het ek die gawe van profesie en ken ek al die geheimenisse, ek kan preek. Ek het al die kennis, almal kom na my te verraad. Al het ek die geloof van berge te kan versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Jy's niks. Hoe begin hulle ongemaklik raak in die gemeente nou, nê? Al deel ek al wat ek het aan ander uit en gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem. Ek het weer so baie gegee. Ek gee myself, ek sloof myself af vir die mense, maar ek het geen liefde nie, dan baat dit my niks. Nou terwyl ons die mekaar is, die liefde is geduldig, is vriendelik, is nie afgunstig nie, praat nie groot en spog nie, is nie verwaand nie, dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, daar is nie klasse hier nie, die een is nie hoër as die ander een nie, is nie liggeraad nie, hou nie boek van die kwaad nie, jy het dit aan my gedoen, hou nie boek van die kwaad nie, verbly hom nie oor die onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid, dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles, en dan die fokus, die liefde vergaan nooit nie, die gawe van profesie, by the way, sal verdwyn, die gawe van ongewone tale waar julle so opgewonde in die klank en die gebruik sal ophou, die wat dink julle is slim, die kennis, sal uitgedien raak, want ons weet eintlik nog niks, want ons ken ten dele, en ons profeteer ook maar gedeeltelik, maar wanneer die volledige kom, sal
wat gedeeltelik is, uitgedien wees. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n kind van God geword het en ek 'n man is ek klaar met die dinge van 'n kind. Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n regsagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Is dit nie kosbaar nie? Ons het nie al die antwoorde nie. Nou ken ek ten gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos God my ten volle ken. En nou luister die gemeente. Wat wil Paulus nou nog sê? Hy sê, geloof, hoop en liefde bly. Hierdie drie, die grootste hiervan, is die liefde. En ek is so voorreg vanmôre om met julle te gesels oor die liefde. Die liefde wat bly, want by Bacchus is daar nie 'n antwoord nie. By die rituele is daar nie 'n antwoord nie, in die arena is daar nie 'n antwoord nie. In die sport is daar nie 'n antwoord nie. Met die heidene is daar nie antwoord nie. Dit gaan oor die liefde. En nou gaan ek met julle praat oor waar hierdie boodskap begin het. En hier het niks met my te doen nie, asseblief. So ek is betrokke hier by 'n huis, nie ver hier van ons af nie, waar daar verswakte bejaardes versorg word. En elke Woensdag gaan praat ek so 'n bietjie met hulle. En dan is dit so dat die mense wat voor my sit, wat ver gevorder dat al is in dementia, sal sommige van hulle met rede sit en slaap. Nie soos in die gemeente partykeer, hulle sit en slaap ook maar hier nie. En party van hulle is by jou en party van hulle is nie by jou nie. Party kyk so verskrik na jou. En dan is daar 'n paar van hulle wat weer oorboord gaan. Hulle praat saam met jou. En dan bedien ek hulle. En die beste wat jy kan doen vir iemand wat 'n mens het, speel vir hulle mooi sagte musiek wat hulle ken. Speel ek vir hulle geestelike musiek, dan sien ek hulle sing, sal hulle probeer saam sing. En 'n mens stry ook nie met dementia mense. En jy stry nie, jy maak dit saggies vir hulle. En dan voor ek begin sit ek die musiek af, dan beklei hulle my oor ek die musiek afsit, sê ek nou gaan nou praat, maar hulle wil nie na my luister as ek praat nie. Dan gee ek vir hulle baie kort boodskap. En na die boodskap sit ek weer die musiek aan en dan gaan ek na elkeen van hulle toe. So van 'n kant, hulle sit en wag al vir my. Dan doen ek die volgende. Vat hulle by die hand. En ek sit my hand om hulle, ek probeer hulle druk so oor die rolstoel. En saggies in hulle oor sê ek vir hulle, ek het jou lief. En onthou, Jesus het jou ook lief. Julle kan nie glo die krag van daardie woorde nie. Dat by hierdie ene spesifieke man kom, hy is vreemd gewees, die eerste keer dat hy kom, hy vat my hand, maar ek voel hy kan my hand druk. En ek vat my hand, en hy weet nou nie wat ek gaan doen, hy is heel verskrik, hy weet nie wat gaan ek doen nie. En ek gaan nader, en ek kom hels hom, en ek fluister net in sy oor saggies, ek sê vir hom, ek is lief vir jou, en die Here het jou lief. En onmiddellik begin daai man huil. En hy ruk soos hy snik. En ek dacht, ek gaan hom nou nie los. En ek hou hom styf vas, totdat hy klaar bedaar het. En terwyl hy so huil, dink ek aan die krag van die woorde, God het jou lief. En toe los hy my hand, toe sê hy net my dankie. En elke keer as ek dit doen met hierdie mense, besef ek die krag van die woord, God het jou lief, is die grootste boodskap wat ons ooit kan gee. Jy kan Bybelteksies maar bring, jy kan maar jou teologie bring, jy kan praat oor sonde, jy kan met hom raas, jy kan doen net wat jy wil, maar die krag van die woorde, God het jou lief, is die grootste wat 'n mens kan bring. En hier sit 'n gemeente waar Paulus baie bekommerd is. Hy was 18 maande by, hy is weg by hulle, hy hoor goed gebeur daar, en hy weet nie wat om vir hulle te sê nie, hy probeer vir hulle antwoorde gee, en hy gee vir hulle Bybelse antwoord, maar hier is hoofstuk 13, en hy sê vir hulle, fokus op liefde. En hy kyk na die Here en sê, Here, ek sukkel so met liefde. Hoe kan ek leer om die lief te hê? Hoe kan ek leer om mense lief te hê? Wat maak dat ek vanmôre hier staan? Ek verdien nie om hier te staan op hierdie verhoog nie, maar wat maak dat ek hier staan? Wat maak dat jy kerk toe gekom het vanmôre? Wat maak dat 'n man sy vrou, na soveel jare, hou hy hom nog vas? Hy's nog lief vir haar. En die kinders wat so wild raak. Hulle is mos klein pragtig en haar is so wild. Maar jy's nog lief vir hulle. Hoe kry ons dit reg?
Ons moet leer om hulle lief te hê met God se liefde. Ek glo ons kry dit reg. As die Here vir ons sê in Johannes 13 vers 35, as julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle my disippels is, die grootste boodskap wat ons ooit kan uitdra in hierdie gemeente. Ek kry dit reg as ons saam kyk na hierdie brief, want deur te sê 'n offer sonder liefde is niks nie. 'n Offer sonder liefde is niks nie. Jy kan maar probeer tot jy blou is in jou gesig. As dan nie liefde daarmee saamgaan, God se liefde nie, is dit te vergeefs. Al deel ek al wat ek het aan ander uit en gee ek my liggaam prys om daar te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, dan baat dit my niks nie. My motief met jou is rein, ek's totaal aan die Here Jesus Christus oorgegee, die man in die middel van die kruise, ek's aan hom oorgegee, ek het 'n besluit geneem in die genade van God, in die liefde wat die Here in my gees en my siel kom brand het, om hom te aanbid, en ek sê, Here, alles, daai lied wat ons gesing het, it's all about you. Moet 'n offer wees voor sy aangesig. Ons moet leer om te luister na die Here. Ek gaan nog iets met julle deel. Hoor, hier het nou niks met my te doen nie. Hier is dit 'n getuienis wat ek vir julle gee. Op daai oomblik gee die Here dit mos nou vir my. Ek kan hoor die kuier so 'n bietjie daar met my seun ver oor die water en ons is daar in Wallis. Nou ry ons met hierdie fancy campervan wat die kinders vir ons gesponsor het. Ry ons met die ons ry neus in die lug man. Ons met menere. Lyk ons baie geld het. En ons ry so af by hierdie ons gaan so af in een van die dorpies en ons afdraai en toe so draai toe sien ek hier staan 'n ou oom en tannie met 'n campervan wat ek duidelik kan sien wie se wielpap geraak het en die oomie is besig om die wiel reg te maak. En in 'n oomblik, ek glo was die Here gewees, sê vir my, stop en help hom. Nou sien ek in my geestesoog, is die spaarwiel opgepomp. Het hy 'n jack? Het hy die spanner? Want die oomie is 'n ou oomie. En toe ek uitklim, toe sien ek, hy val omtrent uit mekaar uit hierdie man, so oud is hy. Hy het op 'n manier die jack onderin gekry, hierdie swaar, ou camper. Ons het die smart nie, hierdie is 'n ou ene. En ek kan sien, hierdie bande moes lankal vervang gewees het. Pap, die staal kom al uit, en hy het die jack ingekry, is besig om op te jack, maar kan sien sy hande is al stikkend, soos wat hy probeer, daar's tot bloed wat drup op die teer. En die Here seën my so nê. Nou praat ek met my Engels wat hy probeer verstaan, jy weet, maar hy mense kan ons Engels verstaan nie. En ek sê vir hom, I'll quickly help you. Hy wil nog verduidelik, hy wil nog sê, ek skat hom 85 jaar oud. Eers wil ek met hulle raas, hoe kan twee sulke ou mense so, jy kan dit mos nie so, is hy so oud as dit nog doen nie? Die Here seën my so nê, dat ek kry daai jack in, ek kry hom nie los, ek staan op hy, en ek kry hom los, en ek kry die wiel uit, jack hom bietjie verder aan, ek hoop so die wiel is net styf gepomp, die wiel is kliphard styf gepomp. Ja, ou wiel uit, ek sien die wiel hy gaan nie ver ry, ek hoop jy ry ver, maar die wiel gaan nie ver maak. Sit die wiel in hom in, maak hom vas en staan terug in die weg. En ek kan glo die Here het my so voorspoedig gemaak. Hulle wil nog vir my, ek sien nie, ek gaan my niks gee nie man. En ek vat hulle so en ek sê dieselfde vir hulle, remember God loves you. He made me to stop. He loves you. Natuurlik het ek niks verstaan wat ek gesê het. En toe ek in die voertuig klim, dink ek vir 'n oomblik daaraan, wat sou van hierdie arme man geword het en sy vrou, as ek nie gestop het nie? Wat sou geword het, as ek nie geluister het nie? En daai oomblik, al die eer aan God wat jou stop, en vir my sê, luister as ek met jou praat, my kind, hier's 'n nood, reageer onmiddellik, maak jou verstand los van jou hart af, en doen op daai oomblik wat die Gees vir jou gee. En dan raak ek so skaam oor al die tye wat ek nie geluister het nie. En die skade wat daardeur gekom het. Om 'n offer te wees voor die aangesig van die Here, stop jou verstand. En jy luister na jou hart soos wat die Here met jou praat. Hy sê, nou doen ek 'n beroep op julle broeders op grond van die groot ontferminge van God, Romeine 12 vers 1 en 2. As hy sê, gee julle self aan hom 'n lewende en heilige offers wat aanneemlik vir hom is, ervaar ek die uitdaging, ek wil 'n offer wees. Wees 'n lewende offer man. Hy boer sê vir my, ons het kerk gehou op die Weskus, hy sê vir my,
Hy kom tot bekering en hy besluit al sy plaaswerkers moet nou kerk kry op die plaas. Want die wit NG Kerk op die dorp, as hy sê waar dit is nie, hou nie daarvan as daar anderskleuriges in die kerk is nie. Nou sit die mense die hele wêreld vol. Hy sê op my plaas gaan daar kerk vir hulle wees. Hy ontkoppel sy melkstel, haal al die goed uit, bou 'n kerkie daar vir hulle. Nou hou hulle kerk. Een Sondag na die diens toe gepreek het, hulle preek lekker meer, sing lekker saam die klomp. Leerlinge kan ons baie lekker saam sing. Kom een van die manne na my en sê, Dominee, ek wil vir iets vertel van hierdie plaas. Hy sê, op 'n dag het die meneer tot bekering gekom. En ons het vir hom dopgehou. En toe kom bou die kerk en toe kom ons ook almal tot bekering. Nou gee ons almal van ons harte op die plaas, gee ons nou vir die Here. Hy sê nou, Dominee, dinge is anders. Die meneer beklei nie meer so baie met ons nie. Hy raas nie meer so baie en ons breek nie goed, maar hy is nog lief vir ons. Hy sê Dominee, iets anders het ook gebeur, die goed breek nie meer nie. Hy sê ons is 'n familie saam. Want ons het 'n offer geword. Ons behoort aan die Here. En dan ervaar jy die liefde en dan word dit die moeite werd. En dan sê ek, dan kom eer die Here vir my in hierdie ervaring van ek se lewe nog. Ek se heilig aan hom afgesonder. Die Here Jesus in die middel soos vir julle verduidelik het. Alleen hom beteken ek se offer vir hom alleen. En dan aanneemlik. Ek het vir minister toestemming gevra om hieroor te praat. So skoonpa was 'n wonderlike man geweest. Hy het my geleer van alles, van plumbing, van krag, van teels, van bou, alles. In die kort tyd toe geken het voor en na die Here toe. Ons is hier in die Kaap en Wendy soek teelwerk. En nou Wendy is opgelei deur haar pa. En nou lê ek die teels. Ek wil haar nie, sy my nie help, ek lê nou die teels. Nou lê ek die teels daar. En ek staan so terug en dink, wat dis al my oulike werk hierdie. Jy weet, amper so daai gemeente, ek spreek in taal en ek profeteer, dis al my oulik hierdie man. En Wendy kom staan daar en sy sê vir my iets wat net maak dat liefde nog by haar bly. Sy sê vir my pa sou dit nie so gedoen het nie. Dis so 'n dolk deur my hart. Ek het so baie moed. En toe ek so kyk, toe snik, maar dit is nie netjies nie. En ek maak alles skoon, alles maak skoon en ek doen alles van voor af. Totdat ek tevrede is met die gedagte dit moet aanneemlik wees vir Wendy. Sy raak my standaard. Dis nie hoe ek dink nie. Dis nie my kennis nie, want dit gaan ten gronde gaan. Dis nie my gawe nie. Dis die standaard waarna ek moet voldoen. Nou dank ek die Here Jesus Christus wat vir ons gehelp het dat ons in die standaard kan voldoen. Hy het al die stikkindheid by ons kom regmaak, al ons gebrokenheid, al ons boeldag gesigte het hy reggemaak. En wanneer ek voor God staan, dan staan ek aanneemlik vir hom oor die liefde van Jesus wat my dring. Interessant, die afgode moes aanbid word, jy moes geskenke vir hulle bring, jy moes hulle verheerlik, jy moes hulle groot maak. Dis afgodediens. Maar wanneer ek vir die Here bring en ek verheerlik hom, dan kom dit uit die liefde uit my hart uit. Sonder om iets terug te verwag, is 'n God nie 'n afgod nie. Ek is nie goed vir hom sodat hy goed sal wees vir my nie. Ek is goed vir hom oor die vuur van liefde wat in my brand, om my alles vir hom te gee en 'n offer vir hom te wees. 'n Offer sonder liefde is niks. Tweede gedagte, ek moet my haas. Jy moet met die Here Jesus Christus bekleed word. Jy moet hom aantrek. Romeine 13 vers 14, interessant, daar's 'n vertaling daar. Die 53 vertaling sê, maar bekleed julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Die nuwe lewende vertaling wat ons 'n bietjie verder, hy sê, nie soos 'n mens klere aantrek, moet jy die Here Jesus aantrek. Nie 'n duimbreedte toegee aan die begeertes van julle sondige natuur nie. U sien, wanneer ons die Here Jesus aantrek, dan trek dit die karakter van Jesus aan. En al wat die mense sien, is die Here Jesus. Dis hoe dit werk. En ek kyk na die gemeente en hy sê, hou nou op met hierdie gestryery onder hierdie eenheid. Hou nou op om daai hof toe te vat. Stop met daai goed. Lyk soos die Here Jesus Christus. Liefde, dis sy klere, dis die klere van die Here Jesus. Dis sy karakter. Liefde is geduldig.
Wees geduldig met mekaar. Wees vriendelik. Nie afgunstig nie. Nie grootpraterig nie. Is nie verwaand nie. Ons het die karakter van Jesus wat nie onwelvoeglik is. Handel nie onwelvoeglik nie. Soek nie ons eie belang nie. Kyk na die Here Jesus. Dis nie lig geraak nie. Jy weet jy kan 'n woordjie van my sê as ek sommer omgekrap. Hou nie boek van die kwaad nie. Verbly hom nie die onreg nie. Maar verheug hom oor die waarheid, bedek alles, glo alles, hoop alles en verdra alles. Vriendelik. Daniel, hierdie man, ek gaan nou nie sy van probeer uitspreek nie. Daniel is 'n baie mense ken hom al en sy getuienis, ek gaan dit in elk geval maar net noem nou. Hy's 'n ou wat tot bekering gekom het by die Hamas uit. Het hy tot bekering gekom en hy het 'n kind van die Here geword. En hy sê die ding wat sy hart laat draai het is hy gaan om 'n ou te gaan vang of met 'n ou te gaan praat of hom geld skuld en hy weet die ou behoort daar in 'n kerk. En al wat hy geweet is hy moet Christene haat en hulle moet doodgemaak word. En hy besluit hy gaan na die kerk en hy gaan by die kerk vra om te help dat hy sy geld terugkry. Hy sê kon nie glo dat in die kerk instap hoe vriendelik die mense is nie. Hy sê kon nie glo 'n vrou pragtig vriendelik met 'n ander man gesels en sy word nie aangerand nie. Want hulle word gelê jy gee jou vrou pak. Sy mag nie met 'n ander man praat nie. Hy sê kon daai vriendelikheid nie hanteer nie, hy kon dit nie. Wat gaan hier aan? Hy's verkeerd geleer. En toe kom hy tot bekering. Die liefde sal mense dra. Die liefde sal mense oortuig. Ek is daar in Rietfontein Baptiste Kerk. Trek 'n ou my daar na die kerk toe. Ek het daar op die trappies Sondagmiddag gesit en wag dat die kerk moet begin. Ek sit al 5:00 in die middag daar vir die kerk om 7:00 te begin. So opgewonde as ek oor die kerk. Jong man, ek's nog op skool. Iets het met my gebeur. Maar die ding wat my getrek het na die gemeente, dit was nie net hulle vriendelikheid nie, maar ook hulle houding. Ek sou nie sê waar ons gebly het. Ons het so uitmekaar geval. Hy is my pa het ons het die huurhuis gebly. Jy weet hoe lyk 'n huurhuis en jy kyk nie mos na die plek nie. En voor die huis was ons soms so draad met sulke kyk en draad voor gewees, so bis by die heining. En die tuin was die mekaar. En hoe skaam was ek toe die koorluister van die koor van my moes aflaai met haar Datsun Triple S. 16 die van die Datsun Triple S is nog ken. Sy het so enetjie gery, 'n paat van so 'n kar gekoop. Kom laai sy my af en ek weet waar bly hulle. Hulle bly in daai smart huis, daai mooi huis. Daar op die bult. Daar waar die arme mense nou nie kom nie. En ons is hier by die arme mense hier onder. En nou wil hy by hulle Odendaal wat 'n paartjie van my by die huis kom aflaai het. Dan sê ek is so skaam oor hierdie huis. Maar weet jy die ding wat my getref het is dat hulle gesindheid nie verander nie. Hulle het my hanteer soos enigiemand anders. Maak saak waar hy vandaan kom nie. Jy's welkom hier. Dis die vriendelikheid wat mense trek. Nie ons gawes, ons vermoë en hoe ons lyk nie, maar die vriendelikheid. Nie boekhou van die kwaad nie. Ek het so baie by my skoonpa geleer. Daai man het ek nooit kwaad gesien nie. Ek weet ek het droog gemaak. Ek weet ek het foute gemaak. Ek het stadium sy laaiertjie so hy het so 'n batterylaaiertjie gehad wat altyd op 'n plek moet sê ek het nie daar gesit nie en toe sy nou vies daaroor. Hy het my aangespreek, maar dit was 'n halfuur later hanteer hy my met liefde. Ek het so baie by daai man geleer. En ek is so dankbaar hy het vir my nie mooi geleer want hy is geduldig met my, jy weet. Maar ek eer die Here vir die wyse waarop ons die karakter van die Here Jesus kan aantrek en ons dit kan aanvaar en in ons lewe kan inneem. Kenneth preek op 21ste Junie het hy met ons gepraat oor die verhouding van ouers teenoor kinders en sy een hoofpunt toe hy dit noem, toe verloor hy my heeltemal. Want toe gaan ek op my eie met 'n boodskap wat die Here my hart kom lê. Die hoofpunt het gesê God se teer hart word deur liefde geopenbaar. Ons trek die Here Jesus aan sodat die teer hart van God se liefde aan die wêreld uitgedra word. Ons teologie en wat ons verstaan, liewe Korinte gemeente, en hoe slim jy probeer wees, gaan mense nie wen nie. En nou gaan ek iets vir julle sê wat ek deur my lewe moes leer ook. Wat jy weet van die Here in jou teologie, moet nooit 'n skeiding maak tussen jou en mense nie. En hoor mooi wat ek nou vandag vir julle sê. Al is daai ou in die slegste sonde verval, en as sy siening lynreg teen joune, moet jy hom nog steeds lief hê. Ek glo met my hele hart, Jesus het Judas lief gehad. Daar was geen voorwaardes vir hom gewees. Hy het hom lief gehad.
En hierdie eer behoort ek aan die Here, waar 'n moslim eendag na my toe gekom het by Old Mutual waar ek gewerk het. En hy sê vir my, Chris, ek sien iets anders by jou. Jy beklei nie met ons soos die ander Christene nie. As die ander Christene na ons kyk, dan sien ons net veragting in hulle oë, omdat ons nie hulle God dien nie. Dankie vir jou geduld. En ek het soveel die wonderlike kere gehad oor die Here Jesus met hom te gesels. Want ons kom op 'n vlak waar ons sê, kom ons gee respek vir mekaar. Die liefde van die Here Jesus Christus oorwin mense se harte, nie my kennis en wie ek is en wie ek dink ek is. Die grootste teken dis is liefde, en ons, dis hoekom Paulus, ek dink, eindig met daardie hoofstuk as hy sê, waarvan die grootste die liefde is. Kenneth, julle kan maar vorentoe kom. Die Bybel sê vir ons, nou geloof, hoop en liefde bly, hierdie 3. En die grootste hiervan is die liefde. Hoe sal hulle weet dat ons as kinders van die Here is, hulle sien dat liefde onder mekaar? Ek hoop nie enige van die besoekers vanmôre, of enige van die gemeentelede, die wat ons kom besoek het by Alex, hulle en Philip en almal van julle, het vanmôre by trappe opgekom en julle het nie liefde ontvang nie. Ek dink nie julle het nors en kwaai mense gesien wat julle beklei vanmôre hier by die kerk aangekom het. Dis is ons hulle wen, man. Met liefde. Geef hulle koffie, geef hulle beskuit, gee hulle 'n drukkie. Sê vir hulle die Here Jesus het hulle lief. En dit so verander hierdie gedeelte in die skrif, ek glo dat Paulus probeer om die gemeente te verander van 'n gawe gesentreerde trotsklomp mense na liefde gesentreerde lewenstyl. En ek gaan net een of twee dingetjies gou ook noem. Ek wil dit graag noem, die mense gaan nou wat ek nou sê, gaan nou nie hou daarvan, ek wil dit noem. Ek wil die Here eer van die manier hoe hy ook liefde vir ons in die gemeente kom gee en uitstraal. My hart word opgewonde wanneer ek hoor wat die Gideons doen. Ek weet nie waar is Rudy nou hier nie. Rudy sit hier, daar sit hy, so rooi gesig. Rudy, ek wil die Here eer vir julle werk. 13,5 miljoen Bybels in die boekjaar 2026. 13,5 miljoen Bybels in Afrika alleen. Nie die res van die wêreld, net in Afrika. Groter as wat hierdie gebou kan hou. Kan julle dink hoe baie dit is, die organisasie en die liefde? En nêrens hoor ek hulle spog daarmee nie. Ek wil vanmôre so 'n bietjie spog daaroor. Dankie vir julle liefde, my broer. Ek wil die gemeente dank vir julle ondersteuning in die kerk. Ek het nie baie tyd om met julle te praat nie, maar almal se ondersteuning in ons gemeente. As ek daar sit in die beraadingskantoor en weet ek iemand het iewers betaal sodat ons dit gratis kan gee vir mense. Ek dank die Here vir die liefde wat ek my mond hang oop vir die liefde wat hierdie mense vir ons gee en hulle dien wat hulle gee, die bydraes wat hulle gee en die maniere ek weet julle vir ons bid. God se liefde gaan oor in aksie waarvoor julle vanmôre vra. Asseblief man, gaan besoek julle ouers in die ouerhuis. Daar's ontsettend baie eensame mense wat doodgaan in lyding, in pyn, in donkerheid oor die verlang na hulle kinders. Okay, ek was gister by oupa gewees, het nou al weer vergeet. Gaan besoek hom maar weer. Versorg julle mense. Spandeer tyd met julle kinders en julle mans en vrouens. Dominee Johan so mooi van ons gesê. Hy het nie gesê nie, maar ek sê dit sommer nou. Gaan was iemand se voete vir 'n slag, man. Nie sy hare nie, gaan was sy voete. En kom ons eer die Here as ons dan sê, Here leer vir ons dat ons mekaar sal lief hê, want dan sal hulle weet ons is disippels, want al wat oorbly is geloof, hoop en liefde. En vandag wil ek jou hand vat. Ek wil hom vat. En op jou nader trek, en dit is dis ek is eerlik as ek nou sê, geen verskeie agenda. Ek wil jou nader trek, ek wil sê ek is lief vir jou. En weet net, God het jou baie lief. Amen.